Kameraman sê ek moet wag. Dis 'n kameravrou, sorry. Right. My gedagte is vanmôre is uit Matteus 8 vers 23 tot 27. Ons almal het dit al gehoor, maar ek gaan uit 'n ander hoek vir julle 'n boodskapie gee. Matteus 28 vers 23 tot 27. Ons kyk op die PowerPoint. As jy nie jou Bybel het nie. Hy sê, en toe hy in die skui klim, het sy disippels hom gevolg. Dis nou Jesus. En daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skui toe was onder die golwe, maar hy was aan die slaap. Daarop kom sy disippels en maak hom wakker en sê, Here, red ons is besig om te vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die wind en die see. En daar het 'n groot stilte gekom. Ek weet julle of julle daai liedjie ken nie. Hy bestraf die wind en storms. Ken julle hom? Kom ons gaan aan, voor ons verder sing. Hy sê, die manne het hulle verwonder en gesê, wat vir 'n mens is hy, dat self die winde en die see hom gehoorsaam. Mense, dis ongelooflik. Wat vir 'n mens is hy, dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam. Ek wil met jou so begin vanmôre. My water is opgedrink deur Wynand. Hierdie meer waar Jesus op was so 21 km lank, so 13 km breed gewees. As ek en jy dit sou gesien het wat Jesus gedoen het, sou ek en jy presies dieselfde gesê het. Wat vir 'n mens is hy, dat selfs die wind en die storms na hom luister. Mense is magteloos teen die natuur. Ek wil vir jou sê, natuurrampe kom natuurlik al hoe meer na vore in die tyd waarin ons vandag leef. Hoekom? Want dit is deel van die eindtyd. Die Bybel sê ons dit gaan gebeur. Naby aan die einde van die dae wat gaan kom, gaan daar weer natuurrampe plaasvind. Die Bybel sê, want dit is deel van die eindtye. Julle sal sien, hierdie kouetjie wat ons nou die laasweek gehad het, dis onnatuurlik. Dit kan nie gebeur eintlik nie. Maar die weeromstandighede verander reg oor die wêreld en dit is tekens van die eindtye wat gaan plaasvind. Ons moet nie verwonderd wees of verbaas wees nie. Die Bybel sê dit gaan gebeur. En as jy moeilikheid kry en vervolging as 'n kind van die Here, dan wil ek vir jou sê dit is deel van die eindtye, want ons is daar by die eindtye. Die Bybel sê dit gaan gebeur op die einde van die dag. Nou in Amerika is daar, my sussie bly in Florida in Amerika. Hulle moet gereeld hulle vensters toekap met hout, want daar is tornado's wat kom. Nou in Amerika as daar 'n ordentlike tornadootjie kom, dan vee jy 'n dorp plat. Hoor mooi, plat. Jy moet bly wees, jy bly ook nie in China nie, want daar kom 'n vloed en hy vat 'n hele dorpie weg. 'n Hele dorpie vat hy weg. En weet jy wat, ek sien, Jesus is ook die Here van die skepping. En alles het deur hom ontstaan. Alles het deur hom ontstaan. Nou as die natuur na Jesus luister, is niks skaar vir hom onmoontlik nie. Niks is vir hom onmoontlik as die natuur na hom luister nie. Net nadat hierdie gebeure toe Jesus in die skuitjie was, net 'n paar uur daarna, toe gaan hy gaan na die besetene van Gadara toe en hy jaag 6000 demone uit daai manne. Mense, is ongelooflik. Hy spreek net 'n woord en dinge gebeur. Jy sien, die natuur luister na hom, die demone luister na hom, want hy begin te praat. Toe Jesus in Getsemane was, toe het hulle hom so gevange geneem. Onthou julle daai tyd? Toe sê Jesus vir die mense, dink julle nie dat ek in 'n legioen engele nou roep om my toe kom help nie. Julle hoef my nie te help nie. Ek kan nou 'n legioen engele roep en hulle kan my help. So Jesus het vrywillig gegaan om gekruisig te word. Ek en jy weeg 80 kg, prys die Here daarvoor. Ons weeg 80 kg en ek en jy sê vir die Skepper, ek wil nie en ek sal nie. Kan jy glo dat ons as mens vir God kan sê nee?
Ons sê nee vir God se liefde. Ek kan net nie dink met my verstand nie, dat ons nee sê vir God se liefde. Ons as 'n mens, en hierdie magtige God, hoor mooi, hierdie almagtige God, kan ek en jy voor, wat 80 kg weeg, kan ons vir hom sê, nee, ons wil nie, ek wil nie, ek sal nie. In ander woorde, ons skuif sy liefde een kant toe. Dis vir my interessant dat daar baie wonderwerke gebeur het in die Bybel wat water aan betref. Jesus het water in wyn verander. Onthou julle daai verhaal? Jesus het water in wyn verander. Moses het sy staf gevat en op die Rooi See geraak. Toe hy die Rooi See raak, toe kloof die see oop. Mense, dit moes asemrowend gewees het om te sien hoe 'n Rooi See oop gekloof geword het. Josua kom by die beloofde land wat God vir hulle beloof het, en hulle moet oorkant gaan, oor die Jordaanrivier na die beloofde land Kanaan toe, en wat het gebeur? Die Jordaanrivier is in vloed, so hulle kan nie oorgaan nie. Maar toe die priesters met hulle ark bo op hulle skouers die water raak met hulle voete, toe skei die water oop. Mense, om dit te besien het, Karen moes 'n belewenis gewees het. 'n Wonderwerk voor jou oë wat plaasvind. Daar's niks wat my God nie kan doen. Hoor wat ek vir jou sê, jy kan tot bid vir jou siek hondjie en God gaan hom genees. Jy moet net glo dat God dit vir jou gaan doen. Luister mooi wat ek sê. Weet toe Elia vir Elisa geslaan het op sy mantel dat hy die dubbele salwing kry. Ekskuus tog, het hy oor kan die Jordaan gegaan. En toe hy dit gedoen het, sê die Bybel, het die water opgedroog. Mense, dit is ongelooflik, hierdie God wat ek en jy dien. Ongelooflik. Toe Jesus by hierdie see was by die meer, al wat hy gesê het, die Bybel sê net 'n woord gespreek, en dit het gebeur. Jesus kom en hy spreek ook 'n woord, by die volgende, by die hoofman van Kapernaum. Hy sê sy diensknegt is siek gewees. En weet jy wat sê Jesus vir hom? Jesus het 'n woord gespreek en sy diensknegt het onmiddellik gesond geword, sê die woord van God. Onmiddellik het hy gesond geword. Dis die God wat ek en jy dien. Die Kanaanitiese vrou. Sy gaan na Jesus toe, haar dogter is besete van die duiwel. Besete van die duiwel. En Jesus kom en hy spreek 'n woord, hy sê, jou geloof het jou gered, en toe daai vroukie by die huis kom, toe is haar dogter gesond. Onmiddellik. As jy daaraan dink, ek en jy dien 'n groot God. 'n God wat wonderwerke doen. Partykeer kan jy nie glo, jy weet wat God kan doen, maar as hy dit doen, dan staan jy verbaas. As dat al wat jy kan doen is net om te huil. Ag sê dankie Here, U het my raak gesien. Hoor jy wat ek sê? Dankie Here, U het my raak gesien. Wat 'n voorreg is dit om so groot God te dien. Ek en jy is aan die wenkant. Ons is aan God se kant. Om so groot God te dien. Hy is wonderlik. Jy weet, my bruid sê vir my, toe hulle daar by die meer was, en die storm het nou gekom, en Jesus het die storm en die water en die wind bestraf. Nou my bruid sê vir my, dit gaan so 'n halfuur vat om te bedaar. Kom ons wees realisties, nie eerlik. Die Bybel sê vir my, dit het onmiddellik gebeur. Ons dink dit gaan ons nou so 'n halfuur vat daarom voor dit bedaar. Nee, die Bybel sê dit het onmiddellik het dit gebeur. Dis die God wat ek en jy dien. Die man van Bethesda, hierdie is nog, dis net so wil. Die man van Bethesda is 38 jaar lang verlam. 38 jaar lang. Nou, hierdie wat ek nou sê, dit klink soos 'n sprokiesverhaal, maar dit het gebeur. Jesus kom by hom, hy sê, staan op. Nou dink ek, staan op, vat jou wet, dan moet jy nog sy wet ook nog vat. Hy sê, staan op, vat jou wet, en loop. En daar staan die man op, en hy loop. Nou, jy moet iets verstaan, om Sakkie, as my jou arm gebreek is en hy is in 'n sliep, vir 3 en jy haal hom af na 3 weke, as jou arm swak. Wie wat het hier gebeur? Die man het onmiddellik spierkrag gekry wat God vir hom gegee het. Eintlik is dit 'n wonderwerk wat hier plaasvind. Jy kan nie na 38 jaar wat jy verlam is, opstaan en loop nie, man. Dit is onmoontlik. Maar by God is niks onmoontlik. Ek wil vir jou sê, ek gee nie om wat jou situasie is, ek gee nie om wat jou omstandighede is nie. Maar my God kan dinge verander binne 'n oomblik. Deur 'n woord te spreek, kan dinge gebeur.
Ek het 'n vriend daar in Namibië. Hy's ook 'n pastoor, maar hy's nie 'n gemeente. Hy vertel vir my, hy sê Wesselik is daar op 'n plaas. Hy sê dis droog. Hy sê ek sê vir jou dis droog. Hy sê ek bid. Hy sê vir die Here, ek het reën nodig. Die Here stuur net reën op sy plaas waar hy bly. En nie by een van die ander boere. Net by hom. Mense, dis die God wat ek en jy dien. Ek onthou toe ek in die Vrystaat was, nou kom oom Willem na my toe, ons het hom oom Blik Willem genoem, maar ryk om gewees. Nou kom hy na my toe, nou sê vir my pastoor, hy sê nou, wie moet die Here nou luister? Die een ou wil reën hê en die ander ou wil nie reën hê nie. Hy sê nou, wie moet die Here nou luister? Toe sê ek vir oom Willem, die Here sal vir jou gee die begeerte vir jou hart wat jy wil hê. Hy sal vir jou sorg. Hy sal vir jou die deure oopmaak. As deure toe gaan en deure oop gaan, hy weet presies wie moet reën kry en wie moet nie reën kry. Wees jy geduldig. God sal jou op die regte tyd sien. Hoor wat ek sê? God sal jou op die regte tyd steun. Nou die meeste van hierdie ouens was vissermanne gewees. Dit was ongelooflik wat hulle gesien het met hulle eie oë. En wat ek sien is dit, as Jesus dit kon gedoen het wat ek nou vir jou gesê het, is niks by hom onmoontlik nie. Niks is by hom onmoontlik nie. Niks. Nou kom ons by die gedeelte van, wat vir 'n mens is hy in die Ou Testament? As jy by hierdie karakters gekom het in die Ou Testament, en jy sou vir hulle gevra het, wat vir 'n mens is Jesus vir jou gewees? As jy vir Abraham sou gevra het, wat vir 'n mens is Jesus? Wie wat sou hy gesê het? Hy sê, man, kom ek vertel vir jou. Hy sê, my ervaring wat ek gehad het op die berg, toe ek my seun moes geoffer het. Hoor mooi. Hy sê, my Vader is die regter. En hy het 'n plaasvervanger vir 'n offer gestuur. Hy het 'n ram gestuur. En wat wil ek vir jou sê is, Jesus is die lam wat in my en jou plek gesterf het. Dis wat Abraham so gesê het, is wat Jesus vir my beteken. Is dit nie kosbaar? As jy dis wat Jesus vir my sal beteken. As jy vir Moses sou gevra het, wat sou Jesus vir my beteken het? En sê, wat vir 'n mens is Jesus? So, hy het die volgende gesê het, Moses, hy sê, onthou jy, toe jy in die Bybel gelees het van jou paaslammetjie, wat sy bloed aan die deurkosyne gesmeer is. Hy sê, toe het God ons bewaar teen die doodsengel, dat ons nie gesterf het nie. Maar hoor wat sê verder, Jesus is die ware paaslam, wie se bloed ons waarlik van die verwoesting en die doderyk gered het. Dit is wat Jesus Christus vir my is. Is dit kosbaar? Hoor gou mooi, as jy vir Jesaja sou gevra het, wie? Wat vir 'n man is hy gewees? So Jesaja die volgende woorde gesê, hy sê, ek weet van 'n maagd wat gebore is, van 'n swanger vrou wat swanger geword het, sy was 'n maagd gewees. En sy het 'n seun gebaar, en hulle het hom genoem Immanuel, God met ons. Maar Jesaja is so verder gegaan, hy sou gesê, Jesus is die wonderbaar, hy's raadsman, hy's leidsman, hy's Vader, hy's ewige vors, hy's die vredevors. Dan sou Jesaja die volgende gesê, hy sou gesê, Jesus is ter wille van ons oortredinge, is hy gedeurboor. Dis wat hy sê, en ons ongeregtighede is hy verbrysel, en ons straf was op hom gewees. En dan sê hy die volgende woorde wat ek en jy baie like. Hy sê, deur sy wonde is daar vir ons genesing. Woe! Dis wat Jesaja sou gesê. Jesaja sou verder gegaan het. Hy het geprofeteer dat Jesus sou gekom het 700 jaar nog voor hy gekom het. Het al geprofeteer, Jesus gaan kom. Hy sê, dit is wat Jesus vir my is. Nou, is dit nie wonderlik nie? Nebukadneser. As jy vir hom gevra het, wat vir 'n mens is Jesus? So Nebukadneser vir jou gesê, hy sê, man, al wat ek weet, daar was 3 manne in die vuuroond gewees. En toe ek sien, toe hulle uitkom in die vuuroond, het hulle nie een letsel gehad nie. Hulle het eens geruik na rook nie. Hy sê, maar ek het 'n gode seun gesien binne die oond. Sy naam moet Jesus wees. As Jesus by jou is, kan niks gebeur nie, man. Sy teenwoordigheid maak die demone bang. Sy teenwoordigheid maak die demone bang. Dit is wat Jesus vir 'n mens is. As jy van Maleagi sou gevra het, wie? Wat vir 'n mens is hy?
so Maleagi vir jou gesê, ek sien die son van geregtigheid, en onder sy vleuels sien ek genesing. Want dit is wat Jesus doen. Dit is wat Jesus vir my is. Wat vir 'n mens is hy? Dan praat ek van die Ou Testament karakters, wat het gesê het van Jesus. Kom ons kom by die Nuwe Testament. Wat vir 'n mens is hy in die Nuwe Testament? Weet hoe Jesus Christus in die Jordaanrivier gedoop was? Toe hoor almal 'n stem wat daar is. Toe sê hulle, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. So het dit gebeur. Jesus is 'n koningskind. Hoor jy wat ek sê? Hoor mooi. As hulle vir Petrus sou gevra het, wat vir 'n mens is hy? Sou Petrus die volgende gesê, U is Christus, die seun van God. Dis wat Petrus sou gesê het. Weet, as jy vir die blinde man sou gevra het, wat vir 'n mens is Jesus? Sou hy gesê het, wat ek weet, ek was blind geweest, maar nou kan ek sien. Die wyse manne, as jy vir hulle gevra het, wat vir 'n mens is Jesus? Sou hulle gesê het, man, ons het gebuig en gekniel, want daar was 'n koning vir ons gebore, en sy naam was Jesus. Die soetste naam, ook in elke ander naam. Want as jy die naam van Jesus noem, dan ervaar jy iets hier binne, daar is iets groter as jy. Sy naam is Jesus, die soetste naam, ook in elke ander naam. Maar ek vertel vir jou, Johannes die Doper se ma se naam is Elisabeth. En sy is swanger. En Maria kom kuier vir haar. En sy sê vir Maria, hoor mooi wat sy sê. Sy sê, waar het ek dit te danke, dat die Here se ma vir my kom kuier. En toe Maria groet, toe beweeg die babietjie binne in haar van vreugde. Mense, is dit wonderlik nie? Toe beweeg die babietjie van vreugde, want op daai stadium was Maria ook swanger geweest, en hy ervaar die teenwoordigheid van Jesus is by hom, die kleintjie, binne in Elisabeth. Simon, hoor hierso, hy dag en nag, wat vir 'n mens is Jesus? So Simon gesê, dag en nag het hy by die tempel gebly, en hy dag en nag gebid vir die Here. En toe Jesus kom vir 8 dae, nadat hy gebore is, vir 8 dae vir besnydenis, toe vat hy die babietjie in sy arms, en hy sê, ek sien God. Hoor wat hy sê? Hy sê, ek prys God, en ek sien die Here. Ek kan nou aan vrede gaan, want hoor, ek kan nou aan sterf, want ek het hom gesien, want hy is die verlossing. Dis wat weet Simon sou gesê het. Wat vir 'n mens is hy? As jy vir Johannes die Doper sou gevra, dan sou hy die volgende woorde gesê, hy is die lam van God, wat die sonde van die mens weggevat het. Is dit nie wonderlik nie? Hy is die lam van die mens. As jy vir demone sou gevra, wie is God? Sou hy gesê het, hy is die heilige van God. Dis wat die woord sê. Toe die demone sal van God sê, van Jesus sê, hy is die heilige van God. Dis wat die woord van God sê. Wat vir 'n mens is hy, as jy vir die 4 manne sou gevra het, wat die hulle vriend uit die dak uitgegaan het, om voor Jesus Christus te sê, so hulle gesê, ons het ongelooflike genesing gesien, wat Jesus met ons vriend gedoen. Vir ons was hy eintlik al amper dood gewees, so siek was hy, maar ons het met ons eie oë gesien, hoe Jesus hom genees het, toe ons hom gesak het, deur die dak. Onthou julle die centurion man? Die centurion man, as hy vir hom gevra het, wat vir 'n mens is Jesus? So die centurion man gesê, waar hy hoof was van die kruisiging. En toe begin die gordyn te skeur in die tempel, en die rotse begin, die aardbewing vind plaas, en die rotse begin te bewe, en die rotse begin te skud, en alles val, en die rotse tuimel, en alles val. Hy sou uitgeroep en gesê, waarlik, Jesus is die seun van God. Dis wat hy sou gesê. Paulus, as jy by hom uitgekom het en gesê, wat vir 'n mens is Jesus, sou hy gesê, al wat ek vir jou kan sê, uit hom, deur hom en tot hom, het alle dinge ontstaan. Is nie wonderlik nie, hy sê alle dinge het ontstaan, deur hom, tot hom en vir hom, het alle dinge ontstaan. Toe Johannes op die pad was van pad na Patmos toe openbaar die Here aan hom openbaring wat in die laaste dae gaan gebeur. Hy sal soos 'n popcorn op en af gespring het. Hy gesê, weet wat ek het openbaring geskryf. Kom ek sê vir jou wat ek kan vir jou kan sê. Elke oog sal hom sien wanneer hy kom op die wolke. Dit is Jesus vir my. En ek wil vir jou sê, bekende manne, hoor gou hierso.
Einstein, julle weet wie's Einstein nie. So lelik ou met so boshare. Einstein, die verstandelike reus wat in die wêreld was. Ek dink seker die slimste ou wat daar in die wêreld was Einstein. Wie wat sê hy van Jesus? Hy sê, ek raak opgewonde oor Jesus die Nasareëner. Dis al wat ek kan sê. Hy sê, ek raak opgewonde oor Jesus die Nasareëner. Weet, daar is 'n man gewees, julle het al geweet, weet geskiedenis gehad op skool? Napoleon Bonaparte, ken julle hom? Nou Napoleon Bonaparte, weet jy wat het hy van Jesus gesê? Hy sê, niemand kan vergelyk word met Jesus. Onthou julle vir Gandhi die Hindu, hy het 'n Nobelprys gekry vir vrede. Hoor wat sê Gandhi? Hy sê, hierdie onskuldige man, wat homself geoffer het vir mense, hy sê, behalwe dit insluitende vir sy vyand. Wie wat sê die volgende? Hy sê, dis 'n perfekte demonstrasie. Perfekte demonstrasie. En ons ou vriend, Elvis Presley, die koning van rock and roll, ken jy hom? Herinner jy hom soos hy? Elvis Presley, koning van rock and roll. Wie wat sê vir die mense? Hulle het hom die koning genoem. Toe sê hy, ek is 'n vermaaklikheidster. Hy sê, maar ek is nie die koning nie. Jesus is die koning. Nou wil ek jou vra vanmôre. Ek wil hê jy moet op jou voete staan as ek dit sê vanmôre. Wie en wat is Jesus vir jou? Kom ons staan. Ek wil hê jy moet aan daardie woorde dink wat ek nou vir jou sê. Wie en wat is Jesus vir jou? Ek wil hê jy moet stil raak. Hoor wat ek vir jou sê, wie en wat is Jesus vir jou? Here, ek staan by elke boetie as jy stil vanmôre. Dat elkeen dieper in haar sal kyk, wie en wat is Jesus vir my? Is hy jou voorsiening? Is hy jou geneesheer? Is hy jou raadsman? Is hy jou leidsman? Is hy jou vredevors? Keep on believing. Trust and obey. God will make a way when there seems to be no way. God maak 'n weg oop. God maak 'n deur oop. In jou omstandighede, in jou situasie, maak hy 'n deur oop. Ek wil hê jy moet weer vir jouself die vraag vra, wie en wat is Jesus vir jou? Hy het al baie dinge vir jou gedoen. Maar jy moet vir jouself vra, dankie Jesus, wat jy vir my gedoen het in my lewe. As jy wat God jou deurgedra het, wat jy terugkyk as jy waar, dat die Here was goed vir my. Dankie Here dat jy my aangeraak het, dankie dat jy my siel gered het. Dankie Here, ek was in die moddersluike van die wêreld, maar jy het my raak gesien. Dankie Here dat my gees gereageer het om te kan sê ja vir Jesus. Ek wil vir jou sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my Jesus. Trust and obey. Keep on believing. Hou aan glo wat God vir jou kan doen. Amen. Prys die Here. Ek is opgewonde oor hierdie boodskap man. Wat vir 'n mens is hy vir jou en vir my? Ja? Wat vir 'n mens. Ek het die laaste liedjie